Dan as ons kyk na die horisontale diversifikasie, weer eens, jy gaan vir hom 2 punte ontvang en dan het ten minste net 1 bullet nodig. Die besigheid voeg nuwe produkte of dienste by wat verband hou, baie belangrik, met die bestaande produk, maar dit is ook vir ons bestaande kliënte. Dit vind plaas wanneer 'n besigheid kom of daarmee saamsmelt wat op dieselfde produksiestadium is, maar wat verskillende produkte aanbied. So weer eens, ons strategie is 2 punte, die verduideliking is 2 en ons sitmax is 4. Die laaste enetjie is die konglomeraat diversifikasie. Besigheid voeg nuwe produkte by wat nie verband hou nie en dit is dan nou wel vir ons nuwe kliënte. Dit beteken dat die besigheid ingroei in nuwe produkte en nuwe markte. So ons doen beide nuwe produkte en nuwe markte. Hulle wil 'n produkreeks en hulle teikenmark vergroot. So as daar 3 van hulle is met 'n sitmax van 4 elk, is ons maksimum natuurlik 12 punte. Ek het vir jou hierdie notaatjie ingesit wat sê hulle merk slegs die eerste 3. So as daar vir jou gesê word, bespreek 3 diversifikasiestrategieë of bespreek 2 van iets, dan gaan ons altyd net jou eerste 3 of net jou eerste 2 merk. Dan het ons gehad die hoofopskrif, uitdagings wat deur die beste faktore gestel word en hulle het vir ons die subopskrifte gegee. So ek gaan my hoofopskrif skryf en dan gaan ek nog steeds my subopskrif skryf en jy kan hom natuurlik nog steeds onderstreep om te wys dit is die subopskrif en dan gaan jy hom bespreek. So eerstens het ons ekonomies, hoë inflasie of rentekoerse. Nou mense, daai 2 weer eens, dis nie dieselfde ding nie, so jy skryf al 2 vir my neer. Kan die markandeel van besighede verminder as kliënte nie die hoë pryse kan bekostig nie. 'n Verhoging in belasting sal lei dat daar minder klantebesteding is. Lenings kan duur wees as gevolg van hoë rentekoerse en fluktuasies in buitelande geleenthede kan invoer beperk. En hy het 'n sitmax van 4. So weer eens, hulle het vir jou 3 subopskrifte gegee, so jy kan eintlik maar aflei dat hulle min of meer so 4 punte elk gaan tel om vir jou 'n maksimum van 12 punte te gee. So maak seker jy kan ten minste 2 tot 3 bullets onder elkeen skryf. Dan het ons sosiaal. Klante kan dalk nie die produkte bekostig nie as gevolg van die lae inkomste vlakke. Besighede is dalk nie vertroud nie met die taal van hulle kliënte nie. Dit is regtig belangrik dat jy met jou kliënte kan praat en dat jy hulle gemaklik laat voel. Sommige besighede se verkope kan verminder omdat klante verkies om eerder hulle geld op belangrike uitgawes of noodsaaklike uitgawes uit te gee. En dan hoë misdaadsyfers kan daartoe lei dat jou kliënte nie noodwendig na jou toe wil uitry en daar hulle geld spandeer wat hulle voel nie veilig doen. Weer eens is sitmax van 4 punte. En dan laastens het ons tegnologies. Besighede hou dalk nie bewus of hou dalk nie by die nuutste tegnologie nie. Werknemers het dalk nie vaardighede om met hierdie nuwe tegnologie te werk nie. Dit is baie belangrik. Dit is nie net dat ek nuwe tegnologie moet inbring nie, ek moet wel ook vaardigheidsontwikkeling doen met my werkers sodat hulle daai tegnologie effektief kan gebruik en ook dat ons nie noodwendig iets breek omdat ons nie weet hoe om dit te gebruik nie. Besighede kan dalk dit nie bekostig om nuwe tegnologie aan te skaf nie en dit maak dit baie moeilik vir hulle om mee te ding met groter besighede wat dit wel kan bekostig. Hulle kan dalk nie aanlyn transaksies hanteer of bekostig nie, om 'n aanlyn winkel oop te maak, is dalk bietjie moeilik, daar's dalk nie noodwendig die tegnologie beskikbaar vir jou besigheid om dit te kan doen nie. Kyk, so hierso het hulle sitmax 4, en soos ek jou gesê het, dan gewoonlik is dit maksimum 12, maar ek het gesien, met hierdie voorbeeld het hulle gesê die maksimum is 10. So dan sal hulle merk sitmax 4, en dan gaan hulle jou net stop by 'n maksimum van 10 punte. Dit is ook moontlik. Maar natuurlik, wanneer jy jou vraestel invul, gaan jy dit nie weet nie, so jy moet skryf soveel as wat jy moontlik kan. En dan ons laaste hoofopskrif vir die langvraag, maniere waarop besighede die uitdagings wat in die beste faktore bied te kan hanteer. En ek het vir jou gesê, toe ons gekyk het na die vraag, dat jy nou weer 'n hoofopskrif skryf en dan gaan herhaal jy daai spesifieke stipopskrifte. So ons kyk weer na ekonomies. Nou, die werkwoord was beveel aan. So ons het weer 2 punte aan die einde van elke sin. En weer eens is dit regtig belangrik dat jy seker maak jy skryf volledige sinne
En weer eens kan jy sien, ons het 4 punte aan die einde. Ek gaan nie deur elke ene lees nie. Dan vir sosiaal, weer eens, maak seker jy het jou sub opskrif en dat dit duidelik is, en max 4, net 'n paar van hierdie, verkoop plase vervang produkte teen laer pryse as gevolg van lae vlakke van inkomste verspreiding, neem mense se plaaslike gemeenskap vanuit die plaaslike gemeenskap in diens. Leer plaaslike taal of stel mense aan wat die taal kan praat, dit verwys na daai wat ons gesê het, dit is moeilik as jy nie die taal kan praat nie. En dan besighede moet baie goed ingelig wees oor die aanvraag of die neigings van hulle kliënte. Hulle moet weet wat die mense in daai spesifieke area benodig. En dan laastens het ons tegnologie, deurlopende navorsing oor die jongste en beskikbare tegnologie, met ander woorde, ek moet op datum bly met wat daar buite is, en dan, soos ons reeds gesê het, is baie belangrik dat ek my mense oplei om dan hierdie nuwe tegnologie te gebruik. Ek moet ook pryse vergelyk, ek kan vergelyk tussen verskillende verskaffers wat my tegnologie kan verskaf, om te kyk waar kan ek die beste tegnologie vir die beste prys kry. En dan besighede moet gereed wees vir aanlyn handel. Nou deesdae is dit regtig nie so duur nie en dit is redelik maklik om 'n aanlyn winkel oop te maak. So ons het weer 'n stapmaak van 4 en dan het ek jou net 'n notaatjie hier aan die bokant. Kenpunte toe vir aanbevelings wat gekoppel is aan die uitdagings. Met ander woorde, jy kan nie nou onder sosiaal byvoorbeeld ietsie gaan skryf oor die omgewing of oor die ekonomie nie. Dit moet spesifiek wees tot daai uitdaging. En ons het dan 'n maksimum van 12 punte. En dan laastens het ons gevolgtrekking. Weereens, jy moet die woord gevolgtrekking uitskryf en dan het jy slegs 1 bullet nodig. Nou, dis baie belangrik, daai bullet moet dan weer 'n ander feit wees as die 2 wat jy genoem het in jou inleiding. So ek sal sê, jy moet 3 verskillende feite gebruik van 3 verskillende opskrifte in jou opstel. So jy het net 1 feit nodig en maak seker jy skryf hom volledig. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Alle vlakke van bestuur moet by die strategiese bestuursproses betrokke wees om suksesvolle implementering van besigheidsstrategieë te verseker. 2 punte aan die einde. Met die gevolgtrekking is dit ongelukkig 1 of geen punte nie. Met ander woorde, as jy 'n onvolledige sin skryf, gaan jy nie 1 punt kan kry nie, jy gaan 0 kry. Die diversifikasiestrategie kan besighede help om verkope en markandeel van die organisasie te verhoog. 'n Diepgaande analise van die uitdagings wat ekonomiese en maatskaplike faktore bied, kan besighede in staat stel om voor hulle mededingers te bly. Weereens, ek gaan nie deur almal lees nie, maar jy kan sien dat dit is volledige sinne met feite. So weereens, maak seker jy gebruik nie sinne of goeders wat nie regtig eintlik iets sê nie. Jy moet seker maak dat wat jou inleiding en jou slot feite is en dat dit volledige sinne is. So, soos ek jou gesê het, jy het net 1 bullet nodig en dis 2 punte elk wat dan vir jou 'n maksimum van 4 punte gee. So dit is dan nou die einde van vraestel 1 en ons het gekyk na afdeling B en C vrae en nou gaan ons oor en ons gaan kyk na die besigheidsbedrywighede en hier het ons 2 subopskrifte waaruit jy wat jy gewoon kan beantwoord. Die eerste ene is die menslike hulpbronfunksie en tweede is gehalte van prestasie. So as ons kyk na die menslike hulpbronfunksie, die verskillende stappe wat ons het eerstens werwing, waar dit belangrik is dat jy besef hierdie proses begin wanneer ek 'n oop posisie in die besigheid identifiseer en dit maak toe wanneer ek dan natuurlik my advertensie plaas om mense te begin lok. Die kering of die seleksie, kyk uit vir al 2 daai woorde in jou toets, is wanneer ek begin sodra ek CV's begin ontvang en daai stap maak klaar sodra ek 'n aanbod maak. So ek het iemand gekies en nou gee ek hulle 'n aanbodbrief. Die induksie is iets wat gebeur wanneer die persoon reeds aangestel is. Dis hulle eerste dag, hulle kom in, hulle word verwelkom, hulle word gewys waar is alles. Al die reëls en prosedures word met hulle hanteer en daai proses het nie 'n vaste begin of einde nie, maar die hoofdoel daarvan is om elke werker so vinnig as moontlik of elke nuwe werker althans, so vinnig as moontlik kry tot op 'n punt waar hulle kan apart funksioneer. En dan plasing. Plasing is nie om nou iemand in 'n ander departement te skuif nie,
maar om mense in die regte span en onder die regte leiers te plaas, sodat hulle die beste kan doen. En hier kyk ons spesifiek na hulle persoonlikhede, ons kyk na hulle sterkpunte en swakpunte, want ons wil natuurlik die beste uit ons werkers kry. Dan in die werwingsproses het ons gesien daar is die postontleding, en onder postontleding het ons gesien daar is posbeskrywing, en hier kyk ons na jou dag tot dag take. Met ander woorde, wat gaan jy elke dag doen? En as ons kyk na posspesifikasie, kyk ons na jou kwalifikasies. Met ander woorde, het jy die regte graad, het jy die regte ervaring, ons gaan ook kyk na bietjies soos, het jy bestuurslisensie, het jy jou eie voertuig, so dit al die vereistes vir die persoon. Die persoon moet aan die vereistes voldoen, voordat hy werk kan kry, en die posbeskrywing is, dit is wat jy elke dag gaan doen, en daai twee saam maak dan jou postontleding op. As ons kyk na die werwingsmetodes, het ons twee werwingsmetodes. Ons het eerste interne werwing, waar ons mense van binne in ons besigheid werf, en ek het dan net vir jou hier twee voorbeelde. Ons het interne e-posse en die intranet. As jy die woord e-posse gebruik, maak seker dat jy dit spesifiseer, dat dit interne e-posse is, of as jy gebruik maak van, kom ons sê byvoorbeeld, mond tot mond, dat jy sê dit interne mond tot mond verspreiding. En dan het ons ook ons interne bulletin. So dit is 'n nota wat jy opsit teen 'n bulletinbord binne in die besigheid. Dan het ons eksterne werwing, en natuurlik kyk ons hier nou na mense buite die besigheid, en hier het ek vir jou weer net voorbeelde. Maak gebruik van die woorde intern, ekstern. Eksterne kopjag, en dan eksterne reklameborde. Nou kopjag, net om vir jou te sê wat dit is wanneer 'n plek of maatskappy jou benader om 'n pos te vul. Jy het nie noodwendig 'n aansoek gedoen vir daai pos nie. Jy moet ook natuurlik met die intern en ekstern die voordele en nadele ken van elkeen. Dan, as ons oorgaan na die seleksieprosedure of die keuringsprosedure, het ons gesien ons ontvang CV's, ons gaan die CV's sif, en dan gaan daar ook onderhoude wees. So as ons kyk na onderhoude, jy gaan moet weet wat is die rol van die onderhoudvoerder tydens die voorbereiding, baie belangrik, van die onderhoud. Met ander woorde, wat moet gedoen word voor die onderhoud plaasvind? En hierso gaan jy kyk na bietjie soos, laat jou kandidaate in kennis, stel hulle in kennis oor waar en wanneer gaan 'n onderhoud wees. Maak seker met jou beplanning dat jy genoeg tyd vir elkeen en dieselfde tyd vir elkeen laat. Maak seker jy laat die paneel weet waar en wanneer dit gaan wees. Maak seker jy het 'n lokaal wat groot genoeg is. Maak seker jy berei vrae voor. So daai gaan alles gebeur voor die tyd is. So dit gebeur tydens die voorbereiding. Maak seker dat jy nie miskien lees tydens en dan gaan bespreek jy die rol van die ondervoerder tydens 'n onderhoud nie, want dit is nou die volgende ene. So tydens jou onderhoud gaan die onderhoudvoerder byvoorbeeld die persoon laat gemaklik voel, hulle gaan hulle voorstel aan die raad of die paneel van mense wat hulle gaan wat die onderhoud gaan voer. Hulle gaan seker maak hulle vra dieselfde vrae. Hulle gaan seker maak dat aan die einde van die onderhoud die persoon groet en in kennis stel oor wanneer hulle antwoord kan verwag. En dan laastens het ons die rol van die kandidaat tydens, en dit is nou natuurlik jy as persoon wat die vraag ontvang. So ek gaan die vraag antwoord, ek het aansoek gedoen vir die pos. Jou rol is om oogkontak te maak, te glimlag, mense te groet, so eerlik as moontlik te beantwoord, en dan natuurlik om enige vrae te vra wat jy het oor die spesifieke werk. So maak net seker dat wanneer jy jou eksamentoets lees, dat jy kyk, is dit tydens die voorbereiding, of is dit die rol van die onderhoudvoerder tydens die onderhoud, en dan natuurlik ook kyk of hulle vra, is dit vir die kandidaat of is dit vir die onderhoudvoerder. So wees baie versigtig wanneer jy jou vrae sal lees. Dan het ons 'n dienskontrak, en hierdie het twee afdelings ook. Eerstens het ons die aspekte van die dienskontrak, en hierso kyk ons na die spesifieke goeders wat jy gaan sien wanneer jy deur jou kontrak blaai. So jy gaan goedjies sien, soos jou persoonlike inligting, die werkgewer se inligting, maar dan gaan jy ook baie belangrik, jy gaan die handtekeninge van beide partye sien, en jy gaan ook goedjies sien, soos jou vergoeding, jou voordele, en aan die ander kant, as ons kyk na die wetlike vereistes, dit is die vereistes waaraan die kontrak moet voldoen. Want onthou, jou kontrak moet voldoen aan die wet van basiese diensvoorwaardes.
So die wet van basiese diensvoorwaardes gaan die hele tyd 'n rol speel. Maar hierso sien ons dit, ek sal nou weer kyk na daai, maar so hierso gaan ons sien, jy gaan al twee partye moet die kontrak onderteken. So hierdie twee bullets, as ek hulle vir jou so kan koppel aan mekaar, hulle lyk baie dieselfde. Maak seker dat jy jou bewoording reg kry vir aspekte van 'n dienskontrak en wetlike vereistes van 'n dienskontrak. En dan ook, byvoorbeeld hierdie ene praat van vergoedingspakkette en hier praat ons ook van vergoedingspakkette. So ek gaan my vergoedingspakket op my kontrak sien, maar ook my vergoedingspakket op my kontrak moet my vergoedingspakket duidelik uitspel en dan ook dit moet volgens die wet van basiese diensvoorwaardes wees. Hierso praat ek vir jou spesifiek van die wet, dit mag geen vereistes bevat wat bots met hierdie wet nie. En dan hier gaan jy ook sien dat jy gaan fisies goedjies sien soos werksure, verlof ensovoorts. En daai goeders weet ons val onder die voorwaardes van die bepalings van die wet van basiese diensvoorwaardes. So weer eens maak baie seker wanneer jy jou vraestel kry dat jy lees. Soek hulle die aspekte, met ander woorde die goeders wat jy fisies sien in jou kontrak, of praat hulle van die wetlike vereistes, met ander woorde jou kontrak moet volgens hierdie goeders voldoen. Dan het ek ook hierso vir jou posbeskrywing en posspesifikasies. Dit gaan jy duidelik sien. En dan ook hierso het jy jou diensvoorwaardes en pligte en verantwoordelikhede van die werknemers. So daai goeders moet volgens wet uitgelê word, maar ook wanneer ek deur die kontrak gaan ek dit fisies sien. En dan het ek net weer vir jou hier gesê, dat dit mag nie bots met die vereistes van die besigheid nie, of met die wet nie, want byvoorbeeld jy mag nie geforseer word om werk te doen nie. Dan as ons kyk na salarisbepalings, ons het stukwerk en dan tydverwant. Met stukwerk kyk ons na, jy word betaal volgens die hoeveelheid eenhede wat jy produseer, so hier kyk ons na die hoeveelheid eenhede. Hoe meer jy produseer, hoe meer gaan jy verdien, en in hierdie ene kyk ons na hoe lang jy werk. Met ander woorde, hoe meer ure jy werk, hoe meer gaan jy betaal word. Dan byvoordele in die werksplek. Baie belangrik is dat jy onthou om te skryf mediese hulpfonds, pensioenfonds, voorsorgfonds, begrafnisvoordele. Daai is regtig belangrik. Ons kan nie net skryf medies of net pensioen nie. Maak seker jy skryf dit uit. En dan as ons kyk na die toelaas, jy gaan net 1 punt kry vir die toelaas. So dit gaan nie help jy skryf motortoelaag, reistoelaag, selfoontoelaag nie, jy gaan 1 punt ontvang. Moet ook nie net skryf toelaag nie. As jy net gaan skryf toelaag, gaan jy heel moontlik nie daai punte kry nie. Gee vir hulle 'n voorbeeld. So die regte bewoording, weer eens, soos ek dan net vir jou gesê het, gaan kyk na jou bewoording en maak seker dat jy nie goeders uitlos want jy is haastig nie. Jy gaan onnodiglik punte verloor en hierdie is 'n vlak 1 tot 2 vrae. So hier moet jy punte kry. Jy kan nie bekostig om hier punte te verloor nie. En dan gaan jy ons ook kyk na die implikasies van wetgewing op die menslike hulpbronfunksie. So ons kyk net na 4 wette. Ons kyk na die wet op vaardigheidsontwikkeling, die wet op gelyke indiensneming, arbeidsverhoudinge en dan basiese diensvoorwaardes. Nou, dit is belangrik om te weet dat die hulpbronfunksie, dit is hulle werk om seker te maak dat die besigheid in samewerking is of in lyn is met hierdie wette. So as ons terugdink aan die verskillende wette wat ons gedoen het, ons het nakoming en nie nakoming gehad, en dit is die menslike hulpbronfunksie se werk om seker te maak dat die besigheid in nakoming is met hierdie wette. Dan gaan ons kyk na 'n paar eksamenvrae. Noem enige 4 aspekte wat by die indiensneming kontrak ingesluit moet word. En dan gaan jy hulle lys. Die werkwoord is natuurlik noem, so ons kry net 1 punt vir elke ene. Jy moet dit nog steeds volledig uitskryf. So moenie dink net van dis noem dat jy nou die sin kan staan en verkort nie. As dit nie reg en nog volledig uitgeskryf is nie, gaan jy nie jou punte kry nie. Dan gaan ons net aan met die vragie, is net vir jou 'n paar ander voorbeelde. En dan weer eens vir ons hoë risikoleerders,
gaan ek voorstel dat jy die kortste sinne gaan leer. Daar waar jy in jou notas of in die handboek die kortste sinne kan leer, maak gebruik daarvan, want al is dit kort, dit word nog steeds gesien as 'n volledige sin. Natuurlik kan die leerders wat goed doen, dan ook gebruik maak daarvan, maar dit is gewoonlik makliker vir hulle om bietjie meer inhoud te onthou. Dan gaan ons kyk, ons skryf kortliks die verskil tussen stukwerk en tydverwante salarisbepalings. Natuurlik hoef jou antwoord nie in tabelvorm te wees nie, maar dit is vir my persoonlik nogals makliker. Die twee hoef ook nie noodwendig aan mekaar gekoppel te wees nie. So jy kan hulle net skryf. As jy wel kies om dit nie in 'n tabelvorm te doen nie, of as jy dit in tabelvorm doen, is dit regtig belangrik om jou opskrifte te skryf, sodat hulle weet, nou bespreek ek stukwerk, nou bespreek ek tydverband. Maak seker jy beantwoord jou vraestel so netjies as moontlik. Daar waar jy 'n opskrif kan hê en dit onderstreep, doen dit. Daar waar jy 'n lyntjie kan ooplos, doen dit. So 'n stukwerk, werknemers word betaal volgens die aantal items wat hulle produseer. Hulle word nie vergoed volgens die hoeveelheid ure wat hulle werk nie, ongeag hoe hard hulle werk, en dan meestal word dit gebruik in fabrieke. En dan tydverband, werknemers word betaal vir die hoeveelheid ure wat hulle werk, en dan, baie belangrik, net om hierdie een vir jou 'n bietjie te verduidelik, werkers wat tydverband betaal word, is daar ander faktore wat ook 'n rol speel in hulle salaris. So hoe hoër kwalifikasies jy het en hoe meer jare ervaring jy het, gaan maak dat jou uurlikse betaling hoër is. So as ek 30 jaar ervaring het, gaan my per uur betaling bietjie hoër wees of meer wees as dit van iemand wat net 5 jaar ondervinding het. So ons albei word per uur betaal, maar omdat ek meer ondervinding of meer kwalifikasies het, is daai bedrag wat hulle my per uur betaal hoër. En dan baie private en openbare sektorbesighede maak gebruik van tydverband. So met so 'n vraag het jy SIP Max 2 en 'n maksimum van 4 punte. En dus 'n scenario vraagie, weer eens mense, vlak 1 en vlak 2 vraagies, identifiseer uit 'n scenario, dis waar jy gaan punte opmaak, veral vir die hoë risikoleerders, die leerders wat wil goed doen, jy kan jou werk fokus op 'n onderwerp, en dan die ander onderwerpe moet jy ten minste die vlak 1 en 2 vrae ook kan beantwoord. So ons het Mzamo handelaars het 'n vakante posisie in hulle winkelbestuur. MH het die vakature in plaaslike koerante geadverteer. Hulle het kandidate op die kortlys vir 'n onderhoud genooi. Nou daai woord vakature beteken dat daar is 'n oop posisie. Nommer 3.3.1 noem die werwingsmetode wat deur MH in die scenario hierbo gebruik word. So, waar het hulle hierdie oop posisie geadverteer? Hulle het dit geplaas in die koerant. So, koerante, moet jy weet, is dan natuurlik 'n eksterne bron van werwing. So, jy gaan 2 punte daarvoor ontvang. Dan 3.3.2 verduidelik die rol van die aansoeker tydens die onderhoud. So nou kyk ons, dit is die persoon wat aansoek gedoen het vir die pos. Met ander woorde, jy gaan die vragies beantwoord. En wat is jou rol tydens? Die eerste ene, groet die onderhoudvoerder op sy naam met 'n ferm handskud en 'n vriendelike glimlag. Maak seker jy skryf die volledige sin. Jy wil nie punte verloor want jy split sinne of jy skryf nie 'n volledige sin nie. Luister aandagtig na die vraag voordat jy dit beantwoord. Maak seker jy behou oogkontak en dat jy 'n goeie postuur en lyfstaal het. So jy wil nie noodwendig sit met jou arms wat gekruis is nie, jy wil nie agtertoe lê nie, jy wil mooi regop sit. Wees selfversekerd met 'n positiewe gesindheid. Daar's ook 'n verskil tussen positief en selfversekerd en dan arrogant. Moenie arrogant wees nie. Wees nuuskierig en toon belangstelling in die besigheid. Ons gaan net aan, toon respek en hanteer die onderhoud met die nodige belangrikheid. Wees eerlik oor jou foute, so as hulle jou vra, het so iets al met jou gebeur, of gee vir ons 'n voorbeeld van 'n geleentheid waar jy 'n fout gemaak het, wees eerlik. En dan ken jou sterkpunte en jou swakpunte en wees bereid om dit te verduidelik. Verkry duidelikheid, oor jou vraag en oor die posisie. Dan gaan ons aan na vraag 3.4 toe, bespreek die impak van byvoordele op besighede.
Positief, onthou dit, positief en of negatief, tensy hulle hierso vir jou spesifiek sê positief of negatief. Weereens, wees seker dat jy mooi lees. Aanloklike byvoordeelpakkette kan lei tot hoër werknemers retensie, of dit verminder die omset wat ons het, lok gekwalifiseerde en vaardige werkers, verbeter ons produktiwiteit wat lei tot hoër winsgewendheid, dit verhoog werknemer tevredenheid dat hulle bereid is om ekstra myl te loop. En dan as ons kyk na van die negatiewes, besighede kan nie byvoordeel te bied nie, gaan daar dalk nie daar in slaag om die beste werkers te kry nie. Hulle wat verskillende byvoordeelplanne bied, kan ongelukkigheid binne die besigheid veroorsaak, want hoekom kry ek nie dieselfde as die ander persoon nie? En dan byvoordeel is bykomende koste wat dan uitgawe is vir besighede. Daar sit 'n paar ekstra, dan gaan ons nou oorgaan na die konsep van gehalte. Konsep van gehalte het ons natuurlik gehalte wat verwys na die tevredenheid van ons verbruikers. En dan het ons gehalte beheer, wat ons kyk na die finale produk. Ons het gehalte versekering, wat ons deurlopend kyk, dat daar deurlopende goeie gehalte is. En dit is om te verseker dat die finale produk reg is. Ons het gehalte bestuur. Hier kyk ons na ons meganismes, ons toerusting wat ons gebruik. Ons maak seker ons gebruik die beste om die beste gehalte te lewer. Gehalte prestasie verwys daarna dat ons kyk na die departement en dat die departemente en verskillende afdelings binne die besigheid hulle beste lewer. En dan het ons gehalte beheerstelsels wat dan ons stelsels is wat ons gebruik, hoe ons te werk gaan. Dan uit ons gehalte aanwysers vir die verskillende besigheidsfunksies, so jy gaan moet weet hoe lyk gehalte vir elke een van die 8 besigheidsfunksies. Dan het ons totale gehalte bestuur en hierso is die konsep dat as ek deurlopend probeer verbeter, gaan dit daartoe lei dat my kliënte meer tevrede is. En ons het 2 paaie wat ek kan volg. So ek kan of kyk na my prosesse en die fisiese produk en diens wat ek lewer, of ek gaan kyk na die lewering van hierdie produkte. So die fisiese produk moet goed wees, die fisiese diens moet goed wees. En die ander ene is die prosesse wat ek volg om te verseker dat dit van hoër gehalte is. So hier het ons TGB elemente. Ons kyk na die lopende vaardigheidsontwikkeling, verbetering van prosesse en stelsels, finansies en kapasiteit, monitering en evaluering van gehalteprosesse en dan totale kliënte tevredenheid. Nou baie belangrik, hulle vra dat jy hierdie moet bespreek in terme van groot besighede. As dit groot besighede is, moet jy kyk vanuit die perspektief, as ek 'n groot besigheid is, wat is die voordeel dat ek groot is in terme van elkeen van hierdie, of wat is die nadeel dat ek groot is in terme van elkeen van hierdie. So die fokus is op dat jy 'n groot besigheid is en wat is die voordeel of nadeel dat jy 'n groot besigheid is. So wanneer jy dit bespreek dit vanuit daai oogpunt uit. En dan het ons die PDKH model, plan, doen, kontroleer en hanteer, en hier kyk ons na wanneer ons sien daar is 'n probleem in terme van gehalte, gaan ons dit beplan, ons gaan dit doen, ons gaan dit kontroleer en dan gaan ons hanteer. As ons klaar gekontroleer het, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie, en dan hanteer ons dit. En dan laastens gehalte sirkels. Hierdie is 'n groep mense van verskeie departemente wat op gereelde basis bymekaar kom en hulle doen dit om dan te kyk waar is daar probleme en waar kan ons nog verbeter, en hulle kom ook op met oplossings in die besigheid. As ons dan kyk na eksamenvrae, brei uit oor die betekenis van gehalte beheer. So hierso is vir jou en brei uit, gaan jy gesplete punte hê. Ek gaan nie deur elke een van hierdie lees nie. Kontrolering van grondstowwe, werknemers, masjinerie, vakmanskap en produksie om te verseker dat daar 'n hoë gehalte is. Behels die daarstelling en teikens en metings van prestasie en neem regstellende maatreëls. 4.2 verduidelik hoe gehalte van prestasie van die produksiefunksie tot die sukses van die besigheid kan bydra. Voorsien die gehalte, dienste en produkte volgens spesifikasies, produkte of bedryfsprosesse van die besigheid behoort korrek gedoen te word deur behoorlike produksiebeplanning te beheer. Produkte en dienste behoort teen die laagste moontlike koste te wees om die maksimum winste te verkry.
Besighede behoort die rol en verantwoordelikhede van arbeidsmag duidelik te kan kommunikeer. So weer eens, gehalte prestasie is ons kyk na die departement en hoe ons die departement kan kry om gehalte produkte te produseer. Verduidelik hoe gehalte is net dieselfde, is net 'n vervolg, so hier is vir jou nog 'n paar ander opsies wat jy het. Let wel, as die werkwoord verduidelik is, dan is dit natuurlik gesplete punte. Dan het ons 'n scenario vraagie, 4.3. Philip beperk vervaardig elektriese komponente vir verskeie besighede. VB kan dit bekostig om grondstowwe en toerusting van gehalte aan te skaf om faktiewe produkte te voorkom. Hulle bevorder ook positiewe besigheidsbeeld deur die behoeftes van hulle kopers te voorsien. Identifiseer 2 elemente van totale gehalte bestuur. So hier kyk ons nou spesifiek na TGB. Wat deur VB toegepas kan word en motiveer jou antwoord. Hulle het vir jou 'n tabel gegee. Dit help veral as jy meer as een moet identifiseer om seker te maak dat die element en die motivering gekoppel is aan mekaar. So die eerste een wat ons het is voldoende finansiering en kapasiteit, want hulle sê vir jou hulle kan dit bekostig. Die tweede ene is die totale kliënte tevredenheid, want hulle sê dit is hier om die beeld van hulle te verhoog en dit is vir die behoeftes van hulle kopers. So jy gaan 4 punte kry vir die elemente, want dit is 2 punte elk, die werkwoord was identifiseer, en dan gaan jy slegs 1 punt kry vir die motivering, so dit is totaal van 6 punte. Dan het ek vir jou net nog enetjie ingesit, die beperk het 'n verskeidenheid bederfbare produkte vir hulle klante aangebied. Hulle het idees ontwikkel om hulle prosesse en stelsels te verbeter. DB het besluit om veranderinge op 'n klein skaal te implementeer. Identifiseer 2 stappe van die PDKH model. So hier kyk ons nou weer na die PDKH model en nie die elemente nie, en weer eens gaan ons met motiveer. So ons het beplan, weer eens maak asseblief seker dat jy kyk na die woorde wat in die eksamenriglyn gebruik word, sodat jy nie iets anders skryf nie. En dan kry jy 1 punt vir die motivering, 'n totaal van 2 en 'n maksimum van 6 punte. Gee besighede raad oor die rol van gehalte sirkels as deel van die deurlopende verbetering. Hulle los probleme op ten opsigte van kwaliteit en implementering. Hulle ondersoek probleme en kom op met oplossings. Hulle maak seker daar is nie duplisering van aktiwiteite nie, want natuurlik mors dit tyd en dit mors ook ander hulpbronne. En daar is die werkwoord, omdat hulle sê gee raad, het ons 2 punte aan die einde van ons sin. Hier is nou net vir jou nog 'n paar ander wat jy kan gebruik, en weer eens, veral vir die hoë risikoleerders, maak gebruik van jou kortste sinne so ver as moontlik. Dan, dit het nog 'n paar voorbeelde, en dan het ons weer 'n opstel. So ek gaan redelik vinnig deur hierdie opstel werk. Weer eens, jy kan nie jou aanhef gebruik nie, maak seker dat jy jou werkwoorde uitskakel vir jou hoofopskrifte, en dan wanneer daar wel vir jou subopskrifte gegee word, dat jy hulle mooi onderstreep. So kom ons kyk gou na die inleiding. Daar is 1 punt vir dit, en natuurlik is dit enige 2 vir 1 punt elk, en ek herinner jou net weer, dit moet van verskillende opskrifte kom vanuit jou liggaam. As ons dan kyk na die eerste hoofopskrif, die verskille tussen gehalte bestuur en gehalte prestasie, hulle het vir jou gesê, so tegnies vorm hierdie 2 subopskrifte. Jy mag gebruik maak van 'n tabel in jou opstel, of jy kan dan onder mekaar lys, maak net seker jy sit jou subopskrifte in. So hierdie ene was 'n submax 4, wat dan vir jou 'n maksimum van 8 punte gaan gee. En dan as ons kyk na die volgende hoofopskrif, toepassing van die BDKH model. Nou het hulle gesê BDKH model, so jy kan enigiets beskryf, en weer eens, as jy gaan eers iets moet benoem, dan maak jy dit 'n subopskrif, maar jy gaan ook punte daarvoor voorsien. En net soos ek vroeër vir jou verduidelik het, gewoonlik sal die submax dan 4 punte wees. Kan bietjie meer wees, maar jy kan werk op 'n gemiddeld van 4. So die eerste ene is beplan, en dan het jy 'n verduideliking, en dit is natuurlik steeds gesplete punte wat ons ontvang. Die tweede enetjie was doen,
En ons het gesplete punte wat hier toegepas word. Hier is net 2 bullets. As ons dan kyk na kontroleer of ontleed, as jy onseker is, skryf altyd termineer, dit maak nie saak nie. En dan met hierdie eenheid het hulle gesê, die toepassing van die BDKH model. In ander woorde, jy moet almal benoem, en hierso kan ons sien, ons maksimum is 16 punte. So jy kan tegnies 8 punte kry, net deur hulle te benoem. Natuurlik gaan jy dalk nie al jou punte kry, vir die beskrywing ensovoorts. En dan het ons die impak van totale gehalte bestuur, wanneer dit swak geïmplementeer is. Hierdie is ons derde opskrif, so jy het nog steeds gesplete punte wat toegeken word. En hier het ons 'n maksimum van 12 punte. So beleggers kan hulle belegging onttrek indien daar 'n afname in winste is, 'n afname in verkope omdat meer produkte deur ontevrede kliënte teruggestuur word, daar's 'n hoë personeelomset as gevolg van swak vaardigheidsontwikkeling en 'n ongedokumenteerde of gecontroleerde gehalteprosesse kan lei tot foute en afwykings. So al probeer ek beter prosesse inbring as dit nie reg geïmplementeer is nie, dan gaan dit nog steeds lei tot foute. Dan het ons laaste opskrif, gehalte aanwysers van die besigheidsfunksies. Hulle het die besigheidsfunksies vir jou gegee, so maak seker jy gebruik hulle as 'n subopskrif en dan as gevolg van die werkwoord het ons 2 punte aan die einde van die sin. So gewoonlik gaan jy sien dat jou eerste opskrif en die laaste opskrif se punte saam is aan die einde van die sin en die middelste 2 se punte gaan gesplete punte wees. Dit maak nie 'n verskil waar die punte is nie, jy moet nog steeds soveel as moontlik 'n volledige sin skryf. Hierdie het 'n stipmax van 6 punte gehad. Hulle het jou wel net gevra om 2 te noem, so jy kan aanneem dat die stipmax gaan bietjie hoër wees. As ons dan kyk ook na die administratiefunksie, weer eens 2 punte aan die einde. So die administratiefunksie byvoorbeeld, hulle moet seker maak dat hulle inligting reg is, dat hulle bron akkuraat is, dat die inligting reg omgesit word in inligting, dat dit gestoor word en dat dit vinnig en akkuraat weer gekry kan word wanneer daar besluitneming gedoen moet word. En dan alle dokumentasie word netjies en ordentlik in 'n veilige plek bewaar, maklik om inligting te kry, finansiële dokumente moet op datum gehou word en dit moet akkuraat wees. So hierso sien jy weer, ek het nou gepraat van partykeer is die submaxe meer as wat die maksimum is. Dit beteken hulle sal merk tot hulle die maksimum bereik. Jy gaan nie noodwendig dit weet wanneer jy jou vraestel skryf nie, so jy skryf soveel as wat jy moontlik kan. En dan het ons gevolgtrekking, weer eens enige een feit, jy het net een feit nodig, maar dit moet 'n volledige sin wees. Maak seker jy het nie jou aanhef gebruik nie. Maak seker jy herhaal nie feite wat jy reeds genoem het in jou liggaam of wat jy reeds genoem het in jou inleiding nie. En soos ek vir jou sê, ek stel voor dat die 3 feite wat jy gebruik in jou inleiding en jou slot vanuit aparte of verskillende hoofopskrifte binne in jou liggaam kom. So byvoorbeeld, gebruik 1 feit vanuit hoofopskrif 1 vir die inleiding, 1 feit vanuit hoofopskrif 2 vir jou inleiding, so 2 bullets, en dan gebruik jy byvoorbeeld 'n feit van opskrif nommer 3 vir jou gevolgtrekking. Dit is net die veiligste opsies wat ons het. So hierdie is 2 punte aan die einde van die sin, en soos ek jou gesê het, ongelukkig vir die gevolgtrekking, dit is of 2 punte of 1 punte nie, en dit is 'n maksimum van 2 punte. Dit bring ons aan die einde van die les, en dan vir die volgende les gaan ons kyk na vraestel 2, ons gaan kyk na besigheidsgeleenthede en ons gaan kyk na besigheidsrolle vir jou finale eksamen. Baie dankie dat jy so lank saam met my gesit het. Ek hoop ek het bietjie gehelp. Dit is nie al die hersiening nie, maak seker jy kies jou onderwerpe wat jy gaan leer versigtig. Maak seker jy leer so volledige sinne as moontlik en baie sterkte vir vraestel 1. Lekker dag verder. Totsiens.